Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagoggend byeenkoms hier op die Dak International Ministries se Facebookblad, die aanlyn kerk waar ons uitsaai. Nou ons is tans besig met ons roadtrip 2025. Het is nou waarse November trek ons nou al 23 November en ons is nou in Beaufort Wes hier by die Kriele. Het ons al Vrydag hier aangekom en ons het al so lekker gekuier en gesels en mekaar sy geselskap geniet en was goed gewas en vere reg geskit. Wat 'n heerlikheid is dit nie, soos al vir die Kriele ook baie dankie sê dat ons hier bietjie kan aan huis gaan. Julle help ons so vir die laaste week, as dit die wil van die Here is dit nog die week wat voor lê, moet ons nog Oudtshoorn, George, Mossel Bay en dan die 1 Desember, as dit die wil van die Here is, dan gaan ons terug huis toe na Langebaan. So ons saai vandag uit Beaufort Wes, uit die Kriele se huis, en ons prys net die Here vir die geleentheid ook om wel ook so die woord van die Here te kan verbrei. Nou hier is ons 'n vol gemeente. Die Kriele is hier, Susanne is hier, Jan is hier so en my vrou is hier so natuurlik. Kathleen en Fransie en die honde is ook hier so. Ons hoor die honde luister ook kerk elke Sondag en hulle sit ook in die honde Bino en Nonnie, Weimaraner en Jack Russellkie. Lewendige hondjies. Ja, so prys die Here, ons is 'n vol gemeente hierso vandag. Nou ek wil julle verwelkom en ek wil jou aanmoedig vanoggend. Deel hierdie boodskap daar na jou Facebook se tydlyn toe en deel dit ook die skakel daar na jou WhatsApp status. En as jy nog nie op ons WhatsApp kanaal is, nie channel, asseblief volg daarso, want dit is beter om die skakel ook direk van die channel af te share na jou status toe, want wanneer hulle daarop klik op baie opsig, is hy lewendig, hulle kom by die channel uit en hulle kan al die vorige posts sien en natuurlik ook inskakel ook op die Facebook blad. So asseblief, ek gee jou geleentheid, dis die enigste tyd wat jy gou so bietjie kan weggaan hier van Facebook af om dit dan na jou WhatsApp status toe te deel. Dan deel ons ook die video en die audio op ons Telegram channel, die aanlyn kerk, en dan deel ons die video ook op ons YouTube kanaal, die aanlyn kerk. So goeiemôre, hartlik welkom. Dani is ingeskakel, ons het lekker daar by hom gaan kuier en Stella ook. O, liewe land, ons het sy adres gesukkel om te kry. Hy sê op Google Maps daai straat waar hy in bly nie. Nou ja, prys die Here, gelukkig is dit net 'n groot dorp nie, so die bure ken mekaar en hulle het gesê, daar bly Dani Jordaan. Toe kry ons hom in die hande. Maar baie dankie en ek wil net gou weer eens vir almal dankie sê tot dusver wat ons gehuisves het, wat dit vir ons finansiëel tydelik moontlik gemaak het en ook natuurlik baie belangrik julle wat vir ons konstant bly bid, dat die Here ons weer reguit maak en vir ons voorsien sodat hierdie roadtrip, hierdie padreis wel moontlik gemaak kan word. En wat amazing is van die roadtrip of die padreis, ek weet nie of u dit al ondervind het nie, ek weet Deborah het dit al ondervind. Sy sê dit is by ons vorige roadtrip toe ons daar in Delareyville was, dis net so eentjie van Stella af, het ons nie geweet waar gaan ons oorslaap daarso nie, en Deborah sê, ek worry nie waar julle gaan oorslaap, julle kan by 'n garage oorslaap, want ek getuig lekker. So maak gebruik van die geleentheid, as iemand vir jou iets vra, dan sê nee, die mense is op 'n roadtrip, 'n padreis en deur die land, en so kan jy tot getuig van bekering, jy kan die waarheid van die evangelie oordra, sonder om iemand direk te konfronteer. So ja, dit is net amazing, hoe deure oopmaak as ons by plekke kom, en natuurlik wat awesome is van ons kar se nommerplaat, sê mense, nou waar kom julle vandaan, is julle op vakansie, wat is die situasie, dan getuig ons, partykeer is dit sommer so ietsie vinnig, die ander keer is dit sommer so 'n lekker lang getuienis. Ja, so die Here maak selfs die roadtrip moontlik om die evangelie verder ook wel te kan verkondig. So as iemand jou iets vra en hulle sien daai foto's daar op jou status, share daai foto's op jou status waar ons is en so aan. So die heel naweek, as dit die wil van die Here is, gaan ons môre eers fort. So ons gaan nie nou vandag nog weer foto's opsit nie. Ons is net hier lekker by die Kriele en ons gaan nog lekker hier saam kuier. So dit is waar ons nog vandag is en waar die Here dit moontlik maak, en ons moet ook verstaan dat ons nommer 1, en dit was my so mooi geweest, ek wil net gou so 'n bietjie met u deel, in die kar luister ek en Karen die audio Bybel, dan bid ons, en dan is ons weer vir 'n ruk bietjie stil en so aan, en op 'n stadium toe luister ons Handelinge,
En Paulus sê vir, is dit Barnabas, as ek dit reg het. Ja, dit is net na die, daar moes 'n skering tussen hulle twee gekom. Toe sê hy, hoorie, so kom ons gaan besoek ons broeders en hy noem nou al die plekke waar hulle die broeders moet gaan besoek. En om die broederskap te besoek is net so 'n deel van die evangelie, as om die evangelie uit te dra na die onbekeerde persoon toe. Want wat hulle aanvanklik gedoen het, hulle deur dorpe getrek, mense het tot bekering gekom, en natuurlik die broederskap het ook bemoediging nodig, hulle het aanmoediging nodig, hulle het lering nodig, hulle het nodig om sekerheid te kry oor hulle geloof. En dan in die proses is daar ook natuurlik nuwe bekeerlinge, mense wat uit nuuskierigheid kom, om te hoor wat Paulus in sy geselskap te sê het, en ook natuurlik die ander apostels wat ook deurgetrek het. Maar ons weet, Paulus se lewe is nou 'n bietjie meer in detail vir ons opgeteken, maar dit geld ook wel vir die ander. Het hulle ook altyd deurgegaan, en hulle het van dorp na dorp gegaan, om wel ook hulle broeders te bemoedig, en aan te moedig, ensovoorts, om te hoor of hulle nog vasstaan in die geloof. En dit is waar Paulus baie van die briewe geskryf het, want hy het sekere probleemareas geïdentifiseer, en dan het hy met hulle daar gepraat, en dan sou hy dit ook in briewe geskryf het, en dit aangestuur het na ander gemeentes, sou wel daai probleme ook in daai gemeentes wees. So die probleme wat hy ondervind het, en die krisisse en die kwessies, wat in sekere gemeentes is, het hy ook gebruik om te skryf aan ander gemeentes, sodat hulle ook, as daai dinge daar by hulle kom en kop uitsteek, dat hulle ook weet wat is die waarheid rondom die hele saak. So ja, prys die Here, is dit nie mooi nie, en dis die evangelie, dis die werk van die Here, is alles reg? Ek kry nie na die aanlyn kerk te versê. Okay. Sê wie? Die aanlyn kerk, nou. Right. Ek help net gaan my vrou hierso, ons moet net gaan die boodskap hierso share na die aanlyn kerk page toe. Want ons baie mense wat nog net op die aanlyn kerk page is op Facebook. En so dis hoekom ons het die groep, ons het die page, ons het 2 pages, ons het allerlei ander groepe wat ons ook manage. Hulle sê ons bestuur of manage. So ons share dit maar na oral toe waar dit moontlik is. Iemand het eendag vir ons gesê, maak nie saak waar jy op Facebook oopmaak nie, jy kry die aanlyn kerk ergens. So dit is ons doel. Party van die groepe wat ons manage het soos 40 members, en die ander het 'n paar duisend members, en so gaan ons aan. Die evangelie moet op elke menslike moontlike manier versprei word. Ek dink daar sy nou deur. Hy is reg. Prys die naam van die Here. So ja, kom ons begin ons boodskap. Ek wil vanoggend praat oor die plan van God in ons lewe, en ons het baie met hierdie onderwerp te make gehad, en dit het baie na vore gekom in ons roadtrip, maar ons baie keer so sentrale gedagte wat eintlik by al die huise na vore kom, en dit is oor die plan van die Here. Mense sê maklik, dit is nou die plan van die Here, of die Here het vir my 'n beter plan, of daai tipe van goeders, so ek wil vanoggend met julle daaroor gesels. Maar voordat ons daarop gaan uitkom, kom ons bid lekker saam, en maak die naam van die Here groot. En ons is so dankbaar oor die genesings wat al plaasgevind het in mense se lewens. Hierdie roadtrip het partykeer gevoel of ons meer hospitaalbesoek doen en sieke besoek doen as wat ons roadtrip doen. En dit is alles deel van die evangelie, om dit ook te manage, dit ook uit te sorteer. En ons bly bid vir Shamaine se saak ook, terwyl sy in hierdie ongeluk was, en hulle moet haar stabiliseer, voordat hulle verdere operasies ensovoorts kan doen. So ons bid saam met haar, ons bid vir sterkte en krag vir haar familie en so aan ook, wat haar ook in hierdie tyd bystaan. Hulle is in Loetsville, sy lê in Tygerberg, en dit is omtrent 3,5 ure uit mekaar uit, en haar man gaan ook van tyd tot tyd deur Tygerberg Hospitaal toe, om uit te vind wat daar aangaan. So ons bid ook vir hulle vir sterkte en krag op hierdie saak, en dat ook hierdie saak ten goeie sal uitwerk, en dat siele gered word in die proses, want Shamaine het ook al klaar in die hospitaal getuig oor haar wedergeboorte, oor haar bekering, so die Here het die lig het ook al in Tygerberg Hospitaal uitgegaan. So prys die Here daarvoor. 1 Korintiërs 13 van die liefde van Willie Brits van Forest Farm. Die liefde is die belangrikste. Dit is net so. Maar kom ons bid, en dan gaan ons voort met ons diens. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die groot genade, U liefde en U barmhartigheid. Dankie dat ons vandag vrede in U kan vind, Vader, nie vrede in die wêreld nie. Here, die vrede wat die wêreld gee, dis nie ware vrede nie, maar die vrede wat U gee is ware
ware vrede, dis egte vrede. Dis vrede wat nie deur omstandighede bepaal word nie, Vader, dit is vrede wat nie deur jou bankrekening bepaal word nie, dit is vrede wat van diep binne afkom, en daai vrede enige mens op hierdie planeet aarde kan daai vrede bekom, en Jesus, dit is waarom hy kom sterf het, dis hoekom hy aarde toe gekom het, dis hoekom hy vir 'n tyd lank die heerlikheid van die Vader verlaat het, om gelyk te word aan 'n mens. U het dit nie roof geag nie, nee Here Jesus, u het nie besluit, u wil eerder vashou in die heerlikheid wat u by die Vader gehad het nie, want u het 'n liefde, want die Vader se liefde is ook in u, en die liefde van u Here Jesus was ook om die mens te red en te verlos, en u was bereid om te kom om vir 33,5 jaar hier op aarde in 'n menslike liggaam te lewe en die mens te kom dien, die skepping van u, want Vader, u het alles deur u seun Jesus gemaak, en selfs die mensdom is deur u gemaak, deur u Here Jesus vanaf die Vader, want die Vader het alles deur u geskape, deur u gemaak. Ons lees dit so mooi in die woord, niks het ontstaan, sienlik en onsienlik, sigbaar en onsigbaar, sonder u nie, Here Jesus, want u was die eersteling van die Vader se weë. U het uit hom voortgekom as die woord van God, die Logos, en u het, en die woord leer vir ons so mooi, u het van ewigheid af bestaan, en ons dankie dat u Here Jesus bereid was om ons as mens te kom losmaak uit die hand van die vyand, terwyl Adam en Eva Vader gehoor gegee het en hulle wil onderwerp het aan die van die duiwel, en so hulle hart oopgemaak het, en hulle was ongehoorsaam aan u gewees, Vader, en die begeerlikheid van sonde en ongeregtigheid, die kennis van sonde en ongeregtigheid, het hulle hart en hulle siel beet geneem. En Here Jesus, omdat alles deur u gemaak is, moes die verlossing ook deur u plaasvind. Halleluja. En u was bereid om dit te doen. Ons sê vir u baie dankie daarvoor. En u het ons kom, u wil ons, en ons was van voor die grondlegging van die wêreld, is die hele hemele Vader moet in heiligheid en eer en heerlikheid en reinheid lewe. En ons dankie dat ons dit deelagtig kan word deur die seun Jesus Christus, wat vir ons kom sterf het om ons los te maak van die sonde, die ongeregtigheid en die boosheid. Hemelse Vader, ons bid vandag ook vir Shamaine wat in die hospitaal is. U is die God wat die hart ken, u is die God wat weet wat u wil doen. Vader, en ons bid u in u groot genade en u groot barmhartigheid, dat u wil totaal geopenbaar sal word, ook in Shamaine se lewe. Vader, en dat u haar nog meer kragtig sal gebruik, dat sy sal vasstaan in haar geloof, te midde van dit wat sy moet deurgaan, dat sy innerlik sal vasstaan, dat hy drukking wat sy deurgaan, dit bring vrug na vore, en dat Vader baie siele aangeraak sal word, ook deur haar situasie. En ons wil vir die baie dankie sê, Here, dis ons wil, dis ons begeerte, dis ons uitroepe, dat u haar ten volle sal genees. Hemelse Vader, dit is werklik waar, dit is hoe ons voel, dit is hoe ons redeneer, Here, as u haar net kan genees, Vader. En daarom maak ons wil in u bekend, maar soos u seun Jesus ons kom leer het, nogtans nie ons wil nie, maar dat u wil geskied, Vader. Ons sê vir u baie dankie. Ek wil bid dat u ons vanoggend ook sal lei in hierdie diens met hierdie boodskap, dat u krag en u heerlikheid ook geopenbaar sal word. Ons sê vir u baie dankie in Jesus se naam. Amen. Prys die naam van die Here van die leerskares. Daar's soveel dinge in hierdie roadtrip wat ons bespreek het, en natuurlik, soos wat ek gesê het voor die gebed by ons inleiding, God se plan vir jou lewe. Nou, maklik as 'n mens, jy self in 'n druk is, en jy's in 'n geweldige druksituasie, natuurlik, met die hele saak van Shamaine wat in hierdie ongeluk was, en sy is nou in die hospitaal, en daar's nie op hierdie stadium nie bonatuurlike genesing, as ek dit nou so kan stel nie, die mense vra gereeld, en ons het 'n paar keer gehad wat mense gevra het, nou wat is die wil of die plan van die Here met Shamaine? Dis nou in opsig van 'n tydelike saak, né? En ons het baie oor hierdie dinge gepraat, en party mense se vrae was nou meer spesifiek, so ons het meer in 'n spesifieke rigting gepraat, maar dit het natuurlik die hele gedagte aangevuur
oor die algemeen sal ons maklik sê, dit is die plan van die Here, hierdie werk wat ek moes gekry, dis die plan van die Here, dat ek 'n kind moes gekry, dis die plan van die Here, dat ek sis en so, en daar moes gebly het, ensovoorts. Nou, baie keer as 'n mens in hierdie druk is, en hierdie verdrukking, gewoonlik as jou lewe net aangaan, dan dink jy baie keer nie daaraan nie. Want 'n mens meet ongelukkig, en dit is hoe ons as mens is, meet ons verhouding aan die voorspoed van ons materiële lewe. Dis nou ons gesondheid, materiële status ensovoorts. Nou, sodra daai kas van ons bietjie geskit word, as ek dit so mag stel, dan begin ons vrae te vra. En baie keer sal ons ook maklik vir 'n persoon sê, nee man, moenie worry nie, Susan, die Here het iets beter vir jou. Jan, die Here het iets beter vir jou. En maklik kan 'n mens op die punt kom om te maak soos wat ons lees in Sagaria 10 vers 2. En ek wil net gou hierdie vers vir ons lees in Sagaria 10 vers 2. Nee man, die Here het 'n beter plan vir jou. Nou kom ons lees eers gou in Sagaria 10 vers 2. Dan gaan ek oorgaan na die skrifgedeelte toe, wat eintlik hoe sê hulle, die springboard, die vertrekpunt is, wat ons maklik sê, die plan van die Here vir jou lewe. Kom ons lees gou in Sagaria 10 vers 2, dan gaan nie die hele geskiedenis behandel rondom hierdie gedeelte nie, maar ek wil net graag 'n gedagte uitlig, dat hierdie waarheid, hoe sê hulle in Engels, resonate, dit ego, dit dra deur tot en met vandag. Dit is nog so relevant as destyds, vandag is dit presies dieselfde. Sagaria 10 vers 2. Want die huisgode spreek bedrog, en die waarsêers sien leuns, en verkondig nietige drome. Hulle troos met wind. Daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde. Hulle verkeer in verdrukking, omdat daar geen herder is nie. Nou natuurlik, nou begin die Here te praat oor die slegte herders, en hy praat van die voorbokke, en op die einde van die dag het Jesus Christus gekom as die ware herder, en nou moet ons by hom leer hoe om mense leiding te gee as die ware herder. Maar nietemin, hy praat van hierso waarsêers. Nou praat hy hier met Israel. En ons moet verstaan, volgens Israel het hulle profete gehad. Nou ons kan deur baie profetiese woorde gaan, ek wil net hierdie uit die pad uithaal. In die Ou Testament, Jeremia, Jesaja is eintlik baie vol daarvan. Ons kry ander profete ook wat gereeld daarvan melding maak hoe mense, ou Israeliete, dis nou die Jode, hulle self voorgedoen het as profete, maar God het hulle gesien as waarsêende profete, want hulle het geprofeteer en dinge gesê wat God nie gesê het nie. Goed, nou enige iets wat ons sê en beweer, wat nie volgens, nou praat ek van in 'n godsdienstige aspek, ek praat nie van jou fisiese werk en goed nie, nou as we dit ook verstaan. Enige iets wat ons sê, wat nie uit God se mond uitkom nie, in die verkondiging van die evangelie en die verstaan van die evangelie, kom uit 'n waarsêende gees. Dit is leuns en nietige drome wat ons verkondig. Baie mense sal ook fisies letterlike drome hê, en hulle sal hulle lewe rondom dit bou, maar dit is nie noodwendig van God af nie. En ons voel altyd drome moet van God af wees, omdat ons kinders van die Here is, maar jy moet onthou, jy het 'n vleeslike liggaam, en jy het nog 'n sondige natuur, en jy het vleeslike begeertes, en dit beïnvloed ook drome. Goed, onder andere, dit beïnvloed tot jou gedagtegang, dit beïnvloed die manier hoe jy die Bybel interpreteer, ensovoorts. Ons kan aangaan daarmee. En dan kan 'n mens maklik troos met wind. Die Here praat ook deur Jeremia, hulle genees die verbreeking van my volk op die maklikste manier, deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. So as ek vir jou sê, jy is nou in hierdie drukking, en God het 'n beter plan vir jou. Nommer 1 moet ek dan weet, wat is God se beter plan vir jou? Kom ons bly net eers by die punt plan, ek gaan nou die hele saak van die plan uitpleis. Ek moet eerstens weet, ek moet vir jou kan sekerheid sê, Jan, dit is God se beter plan, want God het dit aan my geopenbaar, ek weet dit vir 'n feit, is ja en amen. Anderste slaan ek in die wind, anderste praat ek soos almal praat, ek praat net agter mense aan. Ek troos Jan met wind, so ek wil vir hom sê, Jan, moenie nie worry nie man, moenie gestres raak oor jou probleem nie,
So met ander woorde, ek kom met 'n valse vrede. Ek kom met 'n illusie, 'n filosofiese sê ding wat ek in die kerk geleer het na Jan toe, want ek het gehoor almal sê dit. Okay? Eintlik daardeur verskoon ek my van my verpligting om werklik waar saam met Jan God te gaan soek oor sy saak. Nee Jan man, God het 'n beter plan vir jou, sodat ek kan aangaan met my lewe. Maar as ek nou by Jan sit en ek hoor wat hy sê en ek sê Jan, kom ons bid. Ons vra die Here, ons soek die Here. Dan is dit 'n ander saak, okay? Nou kom ek dan by die punt uit wat die woord van die Here sê, dra mekaar se laste. Ek kan nie namens Jan bid en vir hom intree nie. Ek is nie sy middelaar nie. Ek kan saam met hom gaan. Jesus is ons middelaar. En ons kan ook nie vir mekaar instaan nie, soos wat dit in die Christelike kerk geleer word nie. In die sin van, Jan, moenie jy worry nie, ek gaan vir jou instaan. Nee, Jesus is ons middelaar. Hy moet deur Jesus bid, ek moet deur Jesus bid. So ons met die Vader vra, wat is die situasie? Sal jy asseblief, dis ons begeertes, dis wat ons graag wil hê, maar wat is u wil ook in hierdie saak? Nou ook as dit kom by die hele saak van God se plan vir jou, moet ons verstaan die volgende ook. Ons praat nou van die plan van God, so ons weet in elk geval nie, wat is die, in hakies op die stadium van die gesprek, die plan van God, nie ons troos eintlik met wind. Okay, net deur dit te sê. Nou, ons het ook ons eie planne, en dit moet ons ook verstaan. Ek het ook my eie plan. As jy, elke dag het ons eie planne ook. Ek praat nou nie van noodwendig planne van sonde en ongeregtigheid. Jy maak elke dag planne volgens jou lewe en jou wêreld waar jy in is. Natuurlik is daar dan daai planne in 'n mens se lewe wat ook deur verkeerde begeertes gedryf word. En dit is wat die woord van die Here ons ook leer. Van eie begeerlikhede, eie drange. Ons met die we must get the mind of Christ. Ons met die karaktertrek van die Here Jesus Christus aanneem, wat ook die karaktertrek van God die Vader is. So wat dit vir ons sê, ons moet ons denke, emosies en wil begin onderwerp aan die wil van God die Vader en sy Seun Jesus Christus. So ons moet uitvind, wie is God? En hoe kan ons uitvind wie is God? Deur die Bybel te lees, soos wat dit deur Jesus aan ons geopenbaar is. Nou as ek in 'n sekere rigting dink, en ek lees in die Bybel dit, en is teenoorgestelde van my denkrigting, dan moet ek daai denkrigting laat vaar, en ek met die denkrigting van die woord begin aanneem, sodat ek soos die woord kan begin dink, soos wat ek, dan kan ek soos die Here Jesus Christus dink. Want te veel het ons eie denke, ons eie begeerte, ons eie interpretasie, ons eie redenasie rondom die woord van die Here. En ons eie redenasie word gedryf deur ons eie begeerlikhede, karakter, tradisie. Ons het nou al die laaste paar dienste so lekker oor al hierdie mooi dinge gepraat. So ons moet begin verstaan, okay, dis my denke. En eintlik baie keer as ons sê, ek kan nie in die opsig verander, is meer 'n kwessie van ek wil nie verander nie. Dis nie 'n kwessie van ek kan nie, dis meer 'n kwessie van ek wil nie. Is dit nie so nie? Ek dink as ons eerlik gaan wees oor hierdie goed, daar val net, ek voel sommer daar val las uit my eie hart uit dan vandag. Ek weet nie van u daar by die huis nie. As ons met dit begin, raak eerlik. Moenie iets gaan probeer verdoesel onder 'n verskoning nie. Sê Here, ek wil nie verander nie, ek wil nie verstaan nie, ek like nog steeds hierdie sonde van my, ek like nog steeds hierdie manier van my, ek like nog steeds hierdie dinge van my. Moenie sê jy verstaan nie, want wat gebeur nou eintlik? Ons wil openbaar maak aan God, sodat God moet saamstem met my wil, dan interpreteer ek dit as God se plan vir my lewe. Dit is eintlik jou begeerlikhede. Okay, dan, so ons kry nou God se plan, gaan nou daaroor uitbrei, dan kry ons die mense plan, my plan, dit kan normale lewensdinge wees, of dit kan sondige begeertes wees. Goed, dan kry jy Satan se plan. Okay, en ek dink nie ons dink aan al drie hierdie nie. En eintlik enige verkeerde pad wat ons gaan, moet ons weet, dit is Satan se plan. Want wat is Satan se plan op die einde van die dag vir jou lewe? Is dit om jou vleeslike skade aan te doen? Of nie? Want as ons kyk in die wêreld, die mense wat nou glad nie die Here dien nie,
Daar's van hulle wat blakend gesond is, skatryk is, wat geen probleme het nie. Tot die dag wat hulle kop neerlê, hulle aftrede is beplan, hulle neseiertjie wag vir hulle, alles werk soos wat dit werk en op die einde van die dag kom hulle te sterwe in daai kondisie. Dan kry hy ook die sondaar, sy lewe is een hel en smart oor die dag wat hy sy kop neerlê. Goed. So ons kan nie sê dat Satan se plan vir jou lewe is om jou te beroof van tydelike dinge nie. Want ongelukkig in die Christelike kerk, soos wat ons dit vandag het, en ek dink u kan met my saamstem, dis 'n geweldige gewilde prediking, dat armoede en siekte kom van die duiwel af, en hy wil jou mismoedig maak, so jy moet streef om jou gesondheid te bekom, en om rykdom te bekom, en al die tipe van goed. En ons gaan vandag wat die dinge praat. Nou, wat is Satan se plan vir jou lewe op die einde van die dag? En as ons dit gaan verstaan, kan ons ook verstaan wat is God se plan vir jou lewe. Satan se plan is dat hy jou siel in die hel in moet aftrek. Dis al wat Satan se plan is. Of hy dit deur 'n valse godsdiens gaan doen, of hy dit deur geen godsdiens gaan doen, of hy dit deur rykdom gaan doen, of hy dit deur armoede gaan doen. Die aardse goed is maar net sigbare middels om jou siel in die hande te kry. Want ongelukkig die meeste se finansiële voorspoed is sy ondergang. Die meeste se gesondheid is wel sy ondergang. Goed, so ek dink ons moet begin verstaan en begin uit 'n denkpatroon uitbreek om nie na die sigbare te kyk rakende die plan van Satan of die plan van God nie. Die sigbare wat ons hier sien, dis ons planne gewoonlik. Dis ons idees. Ek begeer dit, en daarom begin ek 'n plan te maak. Ek gaan haal 'n lening uit by die bank as ek nou nie genoeg kontant het nie. Wat die geval ook al mag nie wees, ek gaan haal nog 'n verband uit op my huis sodat ek my vleeslike begeerte kan vervul. En gewoonlik, daai ekstra verband en daai ekstra lening wat 'n mens maak, is gewoonlik om sekere vleeslike begeertes uit te leef en te bekom. Dit gaan glad nie oor die behoefte wat jy het, wat jy nodig het om as mens te bestaan nie. Want die woord sê vir ons tog, as jy kos en klere het, moet jy daarmee vergenoegd wees. Dan praat hy nie van 'n huis nie, hy praat nie van 'n kar nie, hy praat nie van 'n yskas nie, hy praat nie van luksehede nie, hy praat van kos en klere, want klere moet jy ten minste aan jou lyf hê, en hy sê ook nie wat se klere nie. Paulus sê ons was, Engels praat hy van scantily clad. Wat sê hy nou weer in Afrikaans? Ek kan nou nie eens die Afrikaanse woord onthou nie, ek preek al so baie Engels, ek dink meer Engels as Afrikaans. Met ander woorde, daar was tye, scantily clad beteken, dit is soos 'n houbou se klere. Dit is vervalle, dit is rags, dit is nie gewaste klere nie, so hy moes nie mooi gelyk het nie. As hy wel by 'n dorp en by mense aangekom het hy definitief nie die beste suit aangehad met 'n wit, mooi groot breë kraag en al hierdie fancy tekkies en goed wat ons deesdae het nie. Hy het gelyk soos 'n ou wat van die straat afkom en wat in 'n kerk moet instap en vir almal preek, hulle moet die Here dien. En dit is een van die redes hoekom daar soveel veragting op hom was. En nou moet ons ook nou weet, ook was hy baie geslaan met stokke, hy het skibreek gebly, hy was gestenig, skibreek gelei, hy was gestenig ensovoorts. So met die gevolg is sy fisiese liggaam het ook nie meer goed gelyk nie. En hoe ouer jy word, die knoppe en skete wat jy opdoen as jong persoon, jou liggaam genees, maar tog as jy ouer word, dan amplify dit. Dan kry jy mos nou arthritis en knoppe en al hierdie tipe van goed. So sy liggaam ook al in hierdie toestand. Hy kom by jou aan en hy het nie eens oordentlike klere nie. Ek en my vrou sê vir mekaar, ons het 5-star, ons kry daarom nuwe klere, ons kan ons klere was, ons kan daarom nou half presentable lyk ensovoorts. Maar dit is die realiteit. Nou, hy het vir ons sekere dinge nagelaat, geïnspireer deur God se Heilige Gees. Net om vir u te sê, wat was God se plan dan vir Paulus se lewe tydelik? Hy het nooit 'n huis besit nie. Hy het wel op 'n stadium in 'n gehuurde huis gebly, maar dit was nie die meeste van sy lewe nie, dit was die minste van sy lewe. So ek wil net hê ons moet so 'n bietjie begin kyk oor dinge in ons lewe. Kan ons werklik waar, soos die Here Jesus sê, die oomblik as ons
ons besittings gebruik en ons lewe meet daaraan as God se guns en sy goedheid wat saam met ons is, dan sit ons met 'n kragtige probleem. Dan beteken dit is ons fokus is weg van die regte plan van God in ons lewe. Nou kom ons gaan oor na die skrifgedeelte wel in Jeremia. Die een vers wat eintlik gebruik word om die hele gedeelte aan te vuur van die plan van God vir my lewe. Kom ons kyk gou Jeremia 29 vers 11. Nou eintlik as jy lees vanaf vers 1 af, dan sien ons hoe die Here eintlik nou met Israel gepraat het en hoe hy vir hulle gesê het waarom hy hulle in ballingskap in laat wegvoer het. Dis weens hulle goddeloosheid, weens hulle afvalligheid, het hulle in ballingskap weggegaan. Maar toe het God ook natuurlik, ons het geweet op hierdie stadium, was daar nog 'n handjievol, daar kan 'n paar duisend gewees het, wat in Israel nog oorgebly het, wat nog nie finaal in ballingskap weggegaan het nie, want die ballingskap het in 3 groepe plaasgevind. Nou Jeremia was nog by die laaste groep wat in Jerusalem agtergebly het, en God het gesê, gaan profeteer vir hulle ook die volgende, en hy het vir hulle geprofeteer waarom hulle nou in ballingskap gaan, en hulle sal definitief in ballingskap gaan, en dat natuurlik in daardie tyd profete opgestaan, wat hulle self aangestel het as profete, en gesê, nee, hulle sal nie in ballingskap gaan nie. Tog het hulle gesien, dat die res van die volk het wel in ballingskap gegaan. Nou, te midde van die bewyse wat hulle gesien het, het hulle nog steeds daarteen geredeneer en teen het gestry, en hulle was besig in Jerusalem met afgoderry van so 'n aard, dat hulle die tempeldeure toegemaak het, en reg voor die tempeldeure het hulle aan die songod geoffer. Dit was op daardie stadium. Nou, jy kan ook lees in Esegiel, want Esegiel was deel van die ballinge wat weggegaan het, en Jeremia was nog in Jerusalem, en hulle het geen fisiese kommunikasie met hulle gehad nie, en tog het God vir Esegiel gewys, waarmee is Israel besig, hulle wat nog in Jerusalem agtergebly het, en God het ook Jeremia gebruik, om vir hulle te profeteer waarmee hulle besig was. So ek dink ons kry 'n bietjie 'n beter prentjie. Nou natuurlik, Israel se lewe het nie daar geëindig nie, want God moes ter wille van sy verlossingsplan, Israel nog steeds laat aanhou lewe tot by die Here Jesus Christus, die vleeslike Israel. Goed. Nou, en dit is waar vers 11 nou eintlik inkom. Dit is eintlik hierdie bemoediging wat God vir hulle het. Julle is nou in hierdie saak 70 jaar ballingskap gaan verbygaan, die tempel gaan weer herstel word, en dan op 'n stadium gaan die verlosser verskyn. Nou 400 jaar na hulle teruggekeer het uit ballingskap, toe die Here Jesus eintlik eers verskyn. So hierdie was 'n belofte 'n paar 100 jaar voordat Jesus nog wel verskyn het. Goed. Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Goed. Nou hierdie hoopvolle toekoms het nie gegaan oor die fisiese nie. Want tog Israel met hulle terugkeer uit ballingskap uit, het op 'n stadium, want hulle was in ballingskap onder Babylon, onder Mede en Perse, en onder die volk van Perse, toe hulle begin terugkeer uit ballingskap, toe was Griekeland die wêreldheerser, en uiteindelik Rome was die wêreldheerser. So hulle het nooit as volk weer bestaan, soos wat hulle bestaan het voor die ballingskap nie, want daar was altyd 'n heidense nasie wat eintlik hulle land regeer het. Maar God het die tempel ensovoorts in stand gehou van so 'n aard dat hy God tot in die koning van Perse se hart gelê het om middele te skenk en hulp te verleen om wel die tempel te bou. Is dit nie amazing? So God kan in enige iemand se hart werk, selfs in die sondaar, in die mees goddelose persoon se lewe, om iets vir jou as sy kind te doen, maar jy kan nie daai goddeloosheid aanhang as God en jou onderwerp daar nie. God gebruik, en ons is op hierdie aarde, God gebruik wat op die aarde is, sodat hy ook vir ons dinge kan doen as sy kinders. Ons moet dit net ook so verstaan. Nou, wat is hierdie, spreek die Here gedagtes van vrede? Wat is hierdie gedagtes van
vrede wat God vir ons het. Nou as ons mooi kyk in die Engelse Bybels praat hy ook van peace, en dit is nou waar die hele probleem inkom. Hy praat van prosperity, well-being, en daar's tot 'n Engelse vertaling wat sê to become rich. En dit is waar ons probleem lê. Nou begin dit eie interpretasie te raak in plaas om by die oorspronklike vertaling te bly van vrede. Nou wie is die vors van vrede? Dit is die Here Jesus Christus. Hoe kry jy vrede? Is deur die Here Jesus Christus aan te neem. So die gedagtes wat God gekoester het oor Israel was om die verlosser Jesus Christus te stuur, dat daar vrede in hulle hart kon wees. En die enigste manier hoe jy vrede kan kry, en dit lees ons in Handelinge, kom ons lees gou die skrif in Handelinge, dat ons hierdie, soos hulle sê, that we can connect the dots, né? Kom ons lees gou hierso, in Handelinge 3, ek gaan lees, vanaf vers 24 tot 26, Handelinge 3, vanaf vers 24 tot 26. Ek wil dit net gou so noem. Die Afrikaanse Bybel sê gedagtes, die Engelse Bybel praat van plans of planne. Dit is waar die hele planne ding vandaan kom. Nou die oorspronklike woord, die gedagtes gaan daaroor gedagtes wat deur God beplan is. Okay? So mens kan hierdie woord gedagtes ook as 'n sin, die woord planne ook gebruik as 'n sinonieme woord van gedagtes. Dis net die Afrikaanse Bybel gebruik gedagtes. Engels lees jy van planne, so dis die gedagtes wat beplan word. Okay? So nog die Afrikaans, nog die Engels is verkeerde vertalings. Mens moet dit net in die regte perspektief sien. Handelinge 3 vanaf vers 24 tot 26. En ook al die profete van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. Dit sluit Sagaria in wat ons sopas gelees het. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Want gewoonlik as dit kom by planne, ons koppel seën en plan aan mekaar. Goed? So God het iets beter oor vir jou beskik, so jy sal geseën word deur die Here. Wat is God se definisie van seën, sodat jy vrede in jou hart kan kry? God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur. Nou praat hy met die Jode. En dit is wat Jesus gesê het, ek het gekom vir julle, en die apostels het opdrag gekry om nog vir 3,5 jaar die evangelie net in die Jode te verkondig, en daarna met die gesig van die laken wat Petrus gehad het die Here gesê, okay, verkondig nou die evangelie in die res van die wêreld. Hom eers vir julle gestuur, om julle te seën, deur elkeen van sy booshede te bekeer. So dis God se seën vir jou, is om jou te oortuig, om jou van jou boosheid te bekeer. Nou, ons verstaan nie die impak om ons self te bekeer nie. Nou, wat behels bekering? Nou, bekering behels, en ek dink die mooiste samevatting, wat bekering behels, vind ons in Markus 1 vanaf vers 3 en 4, rondom die doop van Johannes. Goed? Johannes die doper wat gedoop het. Dis nie Johannes die disippels nie, Johannes die disipel nie, Johannes die doper wat die pad vir Jesus reguit gemaak het. Dis Markus 1 vers 4 en 5. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop met die doop van bekering tot vergifnis van sondes en vergifnis van sondes te verkondig. So hy het hulle kom seën deur bekering aan hulle te verkondig. Nou hoe vind bekering plaas? En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en almal is deur hom gedoop in die Jordaan met belydenis van hulle sondes. So bekering, wanneer God jou trek om jy te bekeer, raak jy oortuig van jou sondes, jy raak oortuig van jou verkeerd, dan kan jy jou daarvan bekeer. Hoe bekeer jy? Wat is die sigbare geloofsaksie wat jy moet toepas om te bewys jy is besig om jou te bekeer, is om jou sondes te bely. Goed, nou kan ons verstaan wat hy hierso sê.
En Johannes het die pad van Jesus gelyk gemaak, so hy het verkondig wat deur Jesus voortgesit is. So Jesus het ook bekering verkondig. Jesus het ook belydenis van sondes verkondig. Jesus het dit gereeld daarvan melding gemaak, veral in die gelykenisse wat hy vir ons kon vertel het. Het hy gereeld daarvan melding gemaak. Selfs in die gemeentes in Asië in Openbaring 2 en 3 het hy daarvan gepraat. Bekeer julle, as jy die stem van die Gees hoor, dan moet jy jou bekeer. Hoe vind bekering plaas? Jy moet jou sondes bely, jy moet verstaan, jy's 'n sondige mens. Met ander woorde, jy moet jou sondes herken teenoor God die Vader deur Jesus Christus. Want hy sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 9. Kom ons lees gou daar. En dit is belangrik om hierdie goed as kind van die Here te verstaan, anders word ons soos golwe heen en weer geslinger deur allerlei mense se opinies en leerstellings. Kom ons lees gou 1 Johannes 1 vers 8, 9, 10 en dan 1 Johannes 2 vers 1. En 2. Ek lees dit sommer aan 1 in die Bybel, soos 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 en dan 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Goed, in die Bybel is hy sommer so aaneenlopend. Ons sê dat as ons sê ons het geen sonde nie, mislei ons osself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou om ons te regverdig, om ons sondes te vergewe en ons van alle sondes ongeregtigheid te reinig. So hy sê, as jy sê het nie sondes nie, dan lieg jy. Maar dan sê hy vir ons, wat moet jy met daai sondes doen? Moet jy net sê, ons almal het sondes en Jesus het vir my gesterf en nee, hy sê, as jy weet van sonde in jou lewe, om daarvan ontslae te raak en weer sondeloos te wees, en om die versoeningsoffer van Jesus Christus aan te neem, moet jy jou sondes bely. Nou in die Ou Testament was die fisiese offers daarvan sondebelydenis, sondeversoening, deur die lam ensovoorts. Jy kon nie in jou tent gesit het, en net daar gesit het en gesê het, boys, ons almal het sonde, God gaan ons in anyway vergewe nie. Nee, jy moes opgestaan het, jy moes 'n offer gevat het, jy moes fisies tempel toe gegaan het, en ons weet, daai tyd was die priesters, hulle het die offer by jou gevat, en na moes jy geoffer, ensovoorts, en so het jy nou skuldvergifnis gekry. Nou ons is nie meer daar om 'n lam en 'n dier ensovoorts na 'n mens toe te vat, wat homself voordoen as 'n priester, wat sommige Christelike gelowe wel doen nie. Ons is nie daar nie. Jesus is ons hoëpriester. Deur hom kry ons vergifnis van sonde. So ons moet nog steeds ons sonde bely deur Jesus. So ons moet optree, ons moet 'n aksie aan die dag lê. As ek glo Jesus het vir my sondes gesterf, moet ek my sondes na die offer lam toe vat, want dan werk die versoeningsoffer van die Here Jesus Christus in my lewe, wanneer ek my sondes bely teenoor die Vader. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woorde is nie in ons nie. So ons kan nie die sondes ignoreer nie. Hoofstuk 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. So nommer 1, die Bybel is daar vir ons geskryf. Nie net dit wat Johannes hier skryf nie. Ons weet, alles is die geïnspireerde woord van God. So wat gebeur nou? Ons moet die Bybel lees en ons moet verstaan, ons moenie sondig nie. Maar as jy wel sondig, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, nie alleen vir ons nie, maar ook van die hele wêreld. So hierdie uitnodiging om jou te bekeer, om jou sondes te bely, is daar vir die hele wêreld. As het sommige mense gebruik dit en ander mense gebruik dit nie. So sonder sonde vergifnis gaan jy nie vrede kry nie, want sonde verwek onrus in ons. En dis wat die Here Jesus sê, jy wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. In rus is daar vrede, daar is kalmte in jou gemoed, want as daar nie sonde is nie, is daar nie skeiding tussen jou en God nie. Alright? En ons lees in Jesaja 59, dis in vers 1, 2 en 3, God se hand is nie sy arm en sy hand is nie te kort om uit te red nie, sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar jou ongeregtigheid
maak skeiding tussen jou en God. En alle ongeregtigheid is sonde. Nou word ons aangemoedig, jy hoef net jou daad van sonde te bely. En alle ongeregtigheid wat veroorsaak het dat jy gesondig het, word ook vergewe. Dis hoe groot die genade, die krag, die heerlikheid en die bloed van ons Here Jesus Christus is. Is dit nie mooi nie? Dis moet vir ons 'n geweldige aanmoediging wees. Om net vrymoedigheid te vat en te sê, Vader, hier is my saak. Sodat jy kan vrede wees. So dis God se gedagtes, God se beplanning vir jou om vergifnis van sondes te kry. Sodat jy vrede in jou hart kan kry. Nou gaan ons voort. Nou praat hy van hierdie hoopvolle toekoms. Nou as ons kyk in die Engelse Bybel, praat hy van a good future life. A future of hope. Nou, dit is my so mooi. As ons kyk na die King James Bybel ook, wat natuurlik ook presies dit weergee wat die oorspronklike Hebreëus ook vir ons sê, hy praat van 'n expected life. En dit is my so mooi gewees. En dis hoekom die Bybel, die Afrikaans praat van 'n hoopvolle toekoms. So hulle het eintlik die beskrywing van wat ander Bybels in een woord probeer sê. Hy praat van things hoped for. Nou ons het mos nou onlangs gehoor van geloof. Wat is die bewys van jou geloof? Wat is geloof? Geloof is daardie bestanddeel wat hoop moontlik maak. En hoop is onsigbaar. En wat is die onsigbare hoop waarvan die woord praat? Is die ewige lewe. Dit het geensins enige betrekking op enige materiële dinge op hierdie aarde nie. Jy hou vas aan jou geloof. Te midde van siekte en te midde van armoede, te midde van rykdom en te midde van gesondheid. Paulus sê ek het in alles geleer. In armoede en oorvloed en rykdom en al die dinge. Ek het in alles geleer. Wat het hy geleer? Om in die waarheid van God se woord te bly en nie toe te gee aan die begeerlikhede en die drange van sy vlees nie. So God, nommer 1, moet ons verstaan, God sal ons nooit lei in skadelike strikke nie. Nooit ooit nie. En ek meen, ons kan dit beaam. Ek dink niemand sal met my stry daaroor nie. God sal jou nie lei in skadelike strikke nie. God sal jou nie versoek met sonde nie. OK? God sal jou ook nie seën om jou te laat wegval van jou geloof nie. Goed. So dit moet ons verstaan. Nou nommer 1 wat ons tot dusver bepaal het, God se seën, en dis sy beplanning vir jou om vrede te kry, is om jou te seën met bekering. Wat is bekering? Om jou te bekeer, jou hart vir die Here te gee, jou sondes te bely. En jou sondes te bely, nie net die dag van jou wedergeboorte nie, maar elke dag daarna, wanneer jy bewus raak van sondes, moet jy dit bely. Jy moet dit uitsorteer voor God. Dan lei jy 'n pad, dan val jy in die plan van God, wat hy vir jou het. Voor die grondlegging van die wêreld het hy hierdie plan vir jou gehad, om in vrede te lewe. En die enigste manier hoe jy in vrede kan lewe, is deur vergifnis van sonde. So dis God se plan van jou, om jou weg te kry, want ons vleeslike begeertes lei ons in skadelike strikke. Ons vleeslike begeertes lei ons na sonde toe. So ons kan nie ons vleeslike begeertes en ons sondige gewoontes voorhou, en wanneer die probleme kom en die issues kom, sê God het 'n beter plan vir my nie. God se plan is vir jou is om jou te bekeer sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Wat is daai hoopvolle toekoms? Die ewige lewe. So die enigste plan wat God vir jou het, is om sy koninkryk te kan ingaan. En om daarin te gaan, moet jy loskom van die sonde.
En dis die krag van bekering. Dis die krag van sondevergifnis, want as ons dit nie het nie, is ons nog vas in die strikke van die vyand en ons sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Nou ek wil gou vir julle mooi skrif hierso lees in Efesiërs 1 vers 4. Efesiërs 1 vers 4. Maak dit 3 en 4, maak dit 3 en 4. En 5, jammer. Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot 5. Ek sien dis maar net 'n aaneenlopende sin, dis hoekom ek dit so lees. Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot 5. Efesiërs 1 vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Wat is die doel van geestelike seëninge? Is om jou los te kry van die vyand. Sondevergifnis is 'n geestelike seën. Hoe bekom jy geestelike seën? Hoe bekom jy vergifnis? Deur die belydenis, die erkenning van jou sondes. Okay? Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek in hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Ek wil net gou vers 7 lees. Kom ons lees ook tot vers 8, jammer hiervoor. Ek kan eintlik die hele Efesiërs 1 lees. Hoor mooi. Om heilig en sonder gebrek in liefde te wees. Om 'n kind van God te wees, heilig en sonder gebrek. Dis God se plan vir jou. Dis wat hy deur Sagaria geopenbaar het. Dis God se gedagtes. Dis die beplanning wat God in sy gedagtes gehad het vir jou, sodat jy 'n hoopvolle ewige toekoms kan hê, sonder sonde, sonder ongeregtigheid, sonder die stryk van die duiwel. Kom ons lees van vers 7 tot 9. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in hom voorgeneem het. Wat is die verborgenheid van God se wil? Die vergifnis van sondes. Hoe het Johannes die Doper die pad van Jesus reggemaak? Hy het die kennis van die vergifnis van sondes aan ons kom oordra. Hoe kry ons vergifnis van sondes? Dit was God se plan van die begin af vir jou en my. Nou, God lei ons na die hoopvolle toekoms toe, die ewige toekoms. Dit het niks met die aarde te doen, want die aarde is tydelik. En weet jy wat is 'n mooi skrifgedeelte? Toe ons nou weer so deur die Handelinge geluister het in die kar, en hierdie skrif het ons ook opgeval en my vrou het dit weer so genoem en ek wil dit gou vir julle lees. Jesus se aardse lewe het nie gegaan oor sy aardse lewe nie. Daar was 'n toekomstige doel, daar was 'n ewige doel, daar was 'n geestelike doel. Dit het nie gegaan oor sy aardse lewe nie, maar hy moes die vlees aanneem sodat hy die vlees kon oorwin om ons los te kry van die duiwel. Maar dit het nie gegaan oor die genot van die aardse nie. Kom ons lees gou Hebreërs 8 vers 32, Handelinge 8 vers 32 en 33. Handelinge 8 vers 32 en 33. En hier gaan ons sien dat Jesus het nie eens van sy aardse reg gebruik gemaak nie en dit het 'n bepaalde gevolg gehad. Handelinge 8 vers 32 en 33. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit. Dit is nou Filippus wat hierdie hofdienaar op die eensame pad, die hofdienaar van Ethiopië, die skrif vir hom uitgelê het. Soos 'n skaap is hy geslag om te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer. So maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Dink so 'n bietjie daar. Jesus het gesterf om ons los te maak. Ek gaan nou die eerste stukkie vir jou verduidelik. Sodat sy lewe op die aarde weggeneem kan word. Nou, as God vir my en jou 'n vleeslike plan het,
om ons op aarde voorspoedig te maak en gesond te maak en gesond te hou. En 'n lang gesonde lewe op aarde moes hy dit mos vir Jesus ook gehad het. Want God is nie partydig nie. Hy moes dit vir Paulus gehad het. God is nie partydig nie. Hy moes dit vir Petrus, die 12 apostels, wat almal as martelare gesterf het. En nie net hulle nie, Stefanus het as 'n martelaar gesterf. Hoeveel Christene deur die eeue, miljoene Christene, het as martelare gesterf? Party op jong leeftyd, of party op ou leeftyd. God is nie partydig nie. Hoekom sal hy vir jou 'n lang, voorspoedige, gesonde, aardse lewe beplan en nie vir my nie? Geld Sagaria 10 dan nie vir my nie. Ons het begeerlikhede en drang op aarde. Jy wil 'n kar koop, jy wil 'n huis hê, jy wil 'n boot hê, jy wil gaan golf speel, jy wil 'n TV hê, jy wil dit hê. Dis wat jy wil hê. Dis nie God se beplanning vir jou nie. As dit nie sy beplanning vir Jesus was nie, is dit ook nie sy beplanning vir jou nie. Jesus was 33,5 jaar. Johannes die Doper was 33 jaar oud gewees. Toe sy onthoof. Het God ook nie vir hom 'n beter plan gehad nie? Het God nie 'n beter plan vir die apostels gehad nie? Ons begeerlikhede dryf ons in rigtings in. Dan voel ons dis die plan van God. Of jy het, of jy nie het nie, dien jy die Here in gees en in waarheid. Hy sê in sy vernedering is sy oordeel weggeneem. Jesus het die reg op aarde gehad voor Pilatus om sy saak in die vlees te verdedig. Wat het hy gedoen? Hy het stil gebly. Jesus het besluit om stil te bly, om nie van sy reg gebruik te maak wat hy op aarde gehad het, om sy aardse lewe te verdedig nie. Hy kon daar losgekom het, en hy kon geleef het tot 120 jaar op aarde, want God het gesê, 120 is max. So selfs Jesus kon nie langer geleef het as 120 nie, sou hy nie daar gesterf het nie. En 120 jaar, glo my, jy wil nie ouer word as 60, 70 nie. Trust my, jy wil nie ouer word as 80 nie. Bitter min mense het redelike gesondheid tot op 80. Die res van die tyd is jy bedlêend. Is God se gedagtes dan nie vir jou uitgesorteer nie? Kom ons dink bietjie hieroor. Kom ons begin te verstaan waaroor gaan God se wil. As jy besigheid wil begin, jy wil dit begin. Dis nie God se begeerte vir jou nie. Dis nie God se beplanning vir jou nie, dis jou beplanning. Jy voel jy het die vermoë om 'n besigheid te begin. Partykeer is die een ou kan 'n groter besigheid bestuur as die ander ene. Dis hoe dit is, elkeen sy aardse vermoë verskil. As ons by 'n plek werk en jy het byvoorbeeld kon universiteit toe gegaan het en geleer het, jy wou gaan leer het op universiteit. Dis nie God se beplanning vir jou nie. Maar wanneer jy as sy kind op universiteit is, moet jy jou lig laat skyn. Dis God se beplanning, is om jou lig altyd laat skyn, om heilig en sonder gebrek te wees, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Dis God se beplanning vir jou. Jy kan kies. Jy kan kies om te gaan werk. Jy moet die Here dien. Maar wat gebeur nou? Ons draai die hele saak om. En ons het gelees in Lukas 23 in ons vorige boodskap. Ons lees gaan net weer uit. Lukas 23 is natuurlik 'n soortgelyke gedeelte in Matteus 6. Matteus 23 vers 1 en 2. Lukas, jammer. Lukas 23 vers 1 en 2. Is dit Lukas 3? Oh nee, dis nie 23, jammer. Dis 23 nie. Even kyk, waar is dit? Dink is Lukas 13.
Daai ene wat hy sê het, soek die koninkryk van God. Ek kan net geweer daar waar hy kom. Ek kan iemand hom dalk, ek dacht, dan gaan dalk ook oorspring. Matteus 6. Matteus 6 wat lees. Kom ons lees Matteus 6 vers 33 en 34. Matteus 6:33. Yes. Vers 32 tot vers 34. Lukas 6 vers 32 tot 34. Want na al hierdie dinge soek, hy begin daar, moenie kwel in vers 31, moenie kwel of wat julle sal eet of wat julle sal drink of wat julle sal aantrek nie. Dis in vers 31. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel hulle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Nou sê hy vir ons, die wêreld soek wat om te eet en wat om te drink. Wat logies is, want jy het niks meer as dit nie. Jy het nie 'n hoopvolle toekoms nie. Jy het 'n toekoms om hard te werk sodat jy eendag kan aftree sonder worries, en dit gebeur met bitter min mense. Baie mense se dinge is in plek, dan tot op 'n dag, dan gebeur daar iets as alles daarmee heen. Hy sê, julle moet nie julle daar kwel nie. Want die wêreldse mense, die heidense nasies, hulle soek hierdie dinge. Maar soek jy die koninkryk van God, want jou Vader weet, jy het kos en klere nodig. God weet dit. Hy weet jy het 'n huis om in te bly, hy weet jy het kinders op skool, hy weet jy is getroud. Hy weet jy het sekere verpligtinge in die vlees, hy weet dit. Wat doen ons? Ons swaai dit om. Ons soek God net vir ons tydelike saak. Hy sê ons moet nie soos die wêreld wees, die heidense nasies, en dis wat hy in Lukas mooi beskryf. Ons moet nie soos die wêreldse mense wees, wat ons hart en gedagtes so daarop rig, net om ons tydelike voortbestaan aan te moedig nie. Dan wil ons die plan van God in dit inbring. Ons moet God soek vir verlossing. Ons moet God soek vir redding. Ons moet God soek dat siele gered word. Ons moet God soek dat ons arbeiders in sy koninkryk kan ingaan. Sodat almal 'n hoopvolle toekoms kan hê. Die hele wêreld. Die uitnodiging is daar, maar wie gaan dit verkondig? Wie gaan dit uitleef? Maar ons dink soos die wêreld, ons redeneer soos die wêreld, ons argumenteer soos die wêreld. Ons haal al ons denke van die verlede en dan vermeng ons dit met die evangelie. Dan wil ons sê, dis die plan van God. Dis nie die plan van God dat ek 'n Olimpiese atleet moet word nie. Dis my beplanning. Dis my begeerte. En hoekom wil ek dit word? Om te sê ek is die beste? Om rykdom te verwerf? Hoekom? En ek dink wanneer ons die perspektief so kan kry, dan kan baie dinge in ons lewe begin verander. Dit wat jy wil doen, doen dit. Nou kom die woord, nou kan jy vir my sê, nou wat nou? Die woord sê, ken die Here in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. En dit is so. Jy is kind van God, onthou net, alles wat jy doen, of jy gaan bad, of jy toilet toe gaan, jammer om dit so kras te stel, of jy kos maak, of jy gaan slaap, of jy aantrek, wat jy ook al doen, jy is kind van God. En nou sê die woord, jy moet alles doen, asof vir die Here. Jy moet gaan werk, asof vir die Here. Solank as jy voel, jy gaan vir 'n baas werk, gaan jou werk hel wees. Maar as jou gedagtes begin verander, Here, ek gaan dit vandag vir u doen. Hierdie kliënt wat my nou gebel het, ek gaan dit vir u doen. U weet, ek het nou hierdie inkomste nodig. En ons is nou hierso by Frans, hy kry call-outs, hy het gister call-outs gehad terwyl ons die kuier en so aan. Die Here weet, hy het op daai oomblik daai call-out nodig. Hulle het daai finansies nodig in die huis. God weet dit. Jy het gekies om daai job te vat, so jy met die hele package saam met die job vat. En jy kan die Here ken in al jou weë, want jy is sy kind. As jy gaan om daai yskas en daai vrieskas reg te maak, as jy daai boeke moet doen, wat jy ook al doen, as jy daar by SARS moet gaan werk, doen dit vir die Here. Dan in dit
soek jy die Here. Jou gedagtes gaan meer begin dink oor die saak van die Here as oor jou tydelike saak. Nie dat jy nie aan jou tydelike ding moet dink nie. Ek het gister by hom gesit, Fransie met hierdie massive diepvries ding bou goeters. Nou sien ek hierdie storie, ek sê nee Fransie, hierdie is 'n 1000-piece puzzle, ek gaan hom nie kan bou nie. Maar hy het rustig gaan sit en hy doen sy ding en hy doen sy ding. Op die einde van die dag lyk dit of hy uit 'n fabriek uitkom. En in dit moet jy vrede hê, in dit moet jy ook God kan verheerlik. Here, ek doen dit vir U, ek moet dit doen vir U, ek moet dit nie doen vir daai kliënt nie. Dan verander die prentjie. Maar wat gebeur nou? Nou gooi ons 'n tydelike saak so voor ons geestelike saak, dat ons naderhand nie meer tyd het vir ons geestelike nie. So dis God se beplanning vir ons, terwyl jy daai werk doen, om rein en heilig in liefde te wees. Daai werk in liefde te doen vir die Here. En as jy dit vir die Here doen, doen jy dit vir jou medemens in liefde. En dit is die plan van God vir jou lewe. Dan kan jy verlos kom, jy kan gered kom, en so kan jou lig skyn, dat ook die mense met wie jy te maak het, ook kan sien, weet jy wat, maar hierso is ietsie anderste. Ek gaan ook my lewe met die Here oopmaak en uitsorteer. Dit skep 'n geleentheid dat ander vra nou wat nou, dan kan jy vir hulle getuig. Dan luister hulle. Daai saad is daar. Iemand anders te gaan dalk maai daar waar jy gesaai het, maar onthou net, die saaier en die maaier is gelyk. Prys die naam van die Here. Maak dit vir ons sin. Is daar nog ietsie wat ons graag wil sê en hoor? Ek wil net gaan nog so 'n gedagte aanlas en ek wil nie op 'n, soos hulle sê, op 'n negatiewe gedagte opeindig nie, maar daar's een saak wat ons moet uitsorteer. Ons eie begeerlikhede kan ons so dryf, en selfs in Psalm, ek het gedog, om julle die eerlike waarheid te sê, ek het gedink ek lees dit net in die Nuwe Testament. Wat die woord sê in Romeine 1 en in 2 Tessalonisense, hoe hy mense kan oorgee in die begeerlikhede van hulle hart, omdat hulle hom nie wil ken en die waarheid wil aanneem om gered te word nie. Toe lees ek in Psalm 81 vers 13 presies dieselfde. Kom ons lees gou Psalm 81 vers 13. Dis net om ons te laat besef. Ons kan partykeer so met ons eie wil besig wees, dat ons selfs oorgegee kan word deur God om te maak wat ons wil maak. Dan wil ons nog steeds God se wil en sy plan daarby inforceer. Hy sê, Psalm 81 vers 13, toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat in hulle eie planne kon wandel. Dis skrikwekkend. Nou as jy in Romeine 1 gaan lees, veral vers 28 en 2 Tessalonisense 2 vers 11 en 12, dan praat die woord ook hoe God die mens oorgee aan sy eie begeerlikheid. Hy is so besig met sy eie drange en sy eie wil, dat God hom nie meer eers oortuig van die verkeerd wat in sy lewe is nie. So hardkoppig kan ons raak. Dan voel die mens nog dat God is met hom. Dan wil hy die evangelie inbring in al sy eie planne en sy eie begeerlikhede. En ons moet ook waaksaam wees daarvoor. So as ons eerlik kan wees en daai onderskeid kan tref, dan kan ons werklik waar kan verstaan, Here, ek moet my eerder bekeer van hierdie eie drange van my, wat my weglei in skadelike strikke in, en weglei na sonde toe. Dan kan ek begin verstaan, dit is wat my planne doen. Want daar raak ons so besig met ons eie begeerlikhede, dat ons nie tyd het om werklik waar tyd in God se woord te spandeer nie. So prys die naam van die Here. Ek wil vir julle baie, baie dankie sê dat julle geluister het. Mag die Here u baie, baie ryklik seën in hierdie dag en vorentoe. En ons is so lief vir julle, en soos ek gesê het, ons is nog vandag hierso by die Kriele, môreoggend gaan ons Oudtshoorn se kant toe, dan George, ons gaan, as dit die wil van die Here is, Dinsdag, na die konferensie. Ja, Dinsdag. Dinsdag gaan ons na die konferensie, volgende jaar se konferensie fasiliteite kyk in Harold's Bay. So dan gaan ons julle update, want ons wil kyk hoe lyk die setup, sodat ons program volgens dit ook kan wel uitsorteer. So dis amazing. Bid vir ons verder.
dankie vir julle gebede, dit is net awesome en ons prys die Here ook daarvoor. En dan gaan ons van daar af, gaan ons Mosselbaai toe, dan gaan ons by Pierre en Riet oorslaap, ons gaan van Jolien sien, daar's nog iemand wat ons wil sien, en Karina sien, en dan gaan ons ook so lekker saam met hulle tyd in die Here spandeer. Mag julle 'n lieflike dag hê en ons is baie lief vir julle. Bye bye!